Goed, kom ons vat 'n voorbeeld en dan bereken ons hom grafies en met berekening. En dan kan ons lekker die twee met mekaar vergelyk. So ek het die is dit 2.2, 2.3. 2.3, kom ek skryf hom hier neer. Vraag 2.3 op bladsy 47 het ek gekies, en dis die volgende een wat jy vir huiswerk gaan doen. En die waardes wat hulle daar vir jou gee is 410 Newton met 'n peiling van 230 grade en 60 Newton met 'n peiling of 'n rigting van 300 grade. En ek hou van hierdie ene want hy's in twee verskillende kwadrante, as ons kan praat van kwadrante. So dis hoekom ek van hom hou. Wat hom vir my nie lekker maak vir 'n toetsvraag nie, is die groot verskil tussen die twee kragte. Want dit beteken dat as jy 'n skaal probeer kry, is dit moeilik. Jy kan nie net deur 100 deel of deur 50 deel om hierdie ouetjie kleiner te maak nie, want dan word hierdie 'n baie kort afstand en dan is dit moeilik om akkuraat te werk. So ek het gesê, en ek sal dit in 'n toets ook doen, sal ek waardes vat wat sin maak en ek sal vir die skaal gee, dat jy nie nog daaroor hoef te bekommer nie. Om 'n skaal te kry wat werk is nie 'n vaardigheid wat ons in wetenskap hoef te toets nie. So, ek gaan hom eers grafies uitwerk en omdat ek kan sien dat hierdie enetjie, as ek sommer hierso dit trek, hy gaan in daai kwadrant wees en hierdie krag gaan in daai kwadrant wees, né? Julle onthou nou dat ons 0 begin daarbo, 090, 180, 270, so 130 grade is daar tussenin en 300 grade, 0, 90, 180, 270. So 300 grade is in daai kwadrant. As ons 360 grade in kwarte opdeel, dan is dit kwadrant. Wat beteken ek gaan na hierdie kant toe van my papier werk. So ek gaan sommer, omdat ek bietjie voorberei het, die kartesiese vlakkie wat ek gaan gebruik om my gradeboog net mooi reg op te hou, gaan ek hierbo teken. Want ek wil die grafiek op die bokant van my papier teken en dan sommer die berekening aan die onderkant, dat ons die twee kan vergelyk. So ek begin mooi hoog bo. So as ek my kartesiese vlak, of dan nou my peiling daar geteken het, dan wil ek eers begin met die 230. Ek weet dis 0, 90, 180, en dan sal 230 nog 50 grade hier na toe wees, né? So ek sit my gradeboog, leer jou gradeboog ken, dat jy weet, waar is jou verwysingspunt wat jy hier op 0 moet sit. Ek weet dis daar, ek kyk dat ek hier mooi omregheid het, né? Klein verskilletjies hier kan 'n groot verskil maak as jy op die einde jou resultant se peiling moet kry. En ek kyk dat ek hom mooi daar op die lyntjie ook het. En dan trek ek vir myself hier 'n kolletjie by 50. Hoekom 50? Want ons soek 230, so 180 plus nog 50 gaan vir my 230 gee. So daar is my een kolletjie. Ek gaan sommer die ander kolletjie ook maak, terwyl ek nou my gradeboog mooi hier reg het. En die ander een kom van hier af, 0, 90, 180, 270, en om tot by 300 te kom wil ek nog 30 hê, so daar is op by 60. En dit lyk amper asof ek in die moeilikheid gaan wees, maar ek weet ek gaan nie. OK. Nou kan ek die punte verbind. En hierdie een, en kom ek dui dit sommer vir jou hier aan. Ek het gesê 1 tot 20, wat beteken ek gaan hierdie deel met 20 en 410 gedeel deur 20 is 8.
20,2 dink ek. 410 gedeel deur 20 is 20. Is 20,5. So dis hoe lank daai een moet wees. Die 60 gedeel deur 20 is 'n mooi 3. So dis die 2 wat ek gaan moet trek. Nou gaan ek hier van die middel af en ek trek my 20,5 cm. Maar kom mooi daar, kyk dat ek daai 2 kolle verbind en dan gaan ek reg deur gaan tot hier onder by 20,5. As ek hom so oplig vir jou, daar is my 20,5 se einde. En na hierdie kant toe moet ek net 3 cm vat. So is so bietjie moeilik want hy's verder as 3 cm weg, maar as ek my kolletjie daar het en ek het my oorsprong, dan kan ek my 5 mooi op die kol sit en 3 cm. 1, 2, 3 cm tot by 2. En ek maak seker dat my pyltjie nie die krag langer maak as wat hy moet wees nie. So daai is 20,5 en dit is my 410 Newton. 410 Newton, ekskuus. En hierdie is my 60 Newton. Baie belangrik wanneer jy die grafiese die resultant grafies uitwerk, dat jou 2 kragte, pyle het en hulle of F1, F2 of dan die grootte van daai 2 kragte aandui. En nou om die resultant te kry, voltooi ek die parallelogram, né? So hierdie is amper maklik want ek kan deur net my liniaal so mooi neer te sit. Daar is hy nou presies op die lyn en nou kan ek hom net so bietjie afskuif. Dan is ek by my 3 cm. En dan met 'n potlood sal jy dit gewoonlik doen. Ek doen dit met my ligte groen. Trek ek 'n lyn want dis 'n lang ene. Hierdie is so bietjie moeiliker want ek moet ver afgaan. Maar ek kry vir my 'n gladde oppervlakte. Ek vat hom en ek trek hom af. Sjoe. Dit is nie beplan nie. En hy kom baie mooi daarby. Kom ek kyk net, het ek mooi akkuraat gewerk. Ja, dit lyk goed. As ek die kragte nader aan mekaar, die grootte van die kragte nader aan mekaar maak, sal hierdie afstand nie so groot wees, dat jy so sukkel nie. Die ander opsie is om te gaan en daai hoek te meet, en om hier weer te meet, en seker te maak hy's reg. Maar goed, daarso is my parallelogram, en nou kan ek my resultant aandui. So, van waar die 2 kragte begin, tot in die hoekie van my parallelogram. So, ek trek 'n diagonaal. Baie mooi akkuraat, en baie mooi akkuraat. En daar gaan hy. En ek sit die resultant se pyltjie ook daarso by. En nou kan ek hom gaan meet. En as ek so kyk, dan lyk dit na 21,5678. 21, ek gaan dit hierso neerskryf. 21,8, ja. En om die grootte van daai krag te kry, as ek hierdie gedeel het met 20, om die centimeters te kry, dan gaan ek nou net hierdie centimeters weer maal met 20. So, 21,8 maal met 20, gee vir my 436 Newton. Ok, so hier het ek hom nou grafies, en jy kan sien, dit het my nou 9 minute gevat, ek het verduidelik so tussenin, en gepraat, ek hoop dit vat jou so 7 minute, en minder, om hom te trek. Nou gaan ons gaan doen metode nommer 2. Ons wil nou kyk hoe akkuraat het ons geteken, en dit doen ons deur die tabelmetode. So ek gaan weer begin met my tabelletjie. Ek weet hy moet
so 3 kolomme hê, en daar's net 2 kragte, so ek kan so lank vir myself sê, daar gaan my 2 kragte wees, en die som van die 2. En daarso, so is my X en my Y, hier is my 410 Newton, hier is my 60 Newton, ek kan so lank my lyntjie trek waar ek hulle bymekaar gaan tel. Daai formaat is nie so belangrik nie. Net dat jy kan sien, daar's my 320, 230 grade en my 300 grade. Goed, nou wil ek die komponente uitwerk. Ek gaan vir myself 'n sketsie teken. Hierdie 410 is in daai rigting. 410 Newton. So as ek hierso my X waarde wil hê, en nou is dit belangrik, daai 230 is al die pad so om, hè? 0, 90, 180, so hierdie hoekie gaan 50 grade wees. Om die X uit te werk, kan ek nou met 50 werk, of jy kan met 230 werk. As jy 230 en 300 insit, dan gee die sakrekenaar reeds vir jou die teken. Hy sê klaar vir jou, of hierdie 'n positiewe of 'n negatiewe X waarde, of positiewe of 'n negatiewe Y waarde is. So, jy is welkom om te probeer om die 230 in te sit, sommer in jou som klaar. Ek gaan met die 50 werk. So, teenoorstaand om my X waarde te kry, teenoorstaand op skuins is sin. So sin 50 grade. Dis die teenoorstaand, so die X op my skuins, wat my 410 Newton is. So die X waarde gaan wees 410, nie grade nie, sin 50 grade. En dit gaan vir my antwoord gee. En as ek dit weet, dan weet ek mos ook dat my Y gaan wees 410, hy is die aangrensend, is my Y, so cos, en dieselfde hoekie, 50 grade. So as jy seker gemaak het dat jou eerste een reg is, dan kan jy net van sin af na cos toe gaan. Maar dan moet jy mooi dink. En nou kan ek myself opcheck. Is dit cos? Ja, ek wil die Y hê, en die Y waarde raak aan my hoek, so dis aangrensend, dis cos. En ek werk my 2 waardes uit, wat 410 sin 50, gee vir my 314,08, onthou mooi af te rond, Newton. As ek 410 cos 50 grade vat, dan kry ek 263,54 Newton, en ek kan dit dan nou gaan inskryf. So hierso kom my 263,54, dit was my Y-waarde, en die Y moet negatief wees, né? Daar is die negatiewe Y-kant en die positiewe Y-as, so hy moet negatief wees. Die X-waarde van 314,08, die X-waarde is ook negatief, né? Omdat hy hier is my Y negatief en my X is negatief, so ek sit die minus daarin. Om die 60 grade of die 60 Newton krag se 2 komponente te kry, gaan ek, waar is my 4de kleur? Ek gaan sê, kom ek teken weer daai sketsie. Nou is ek 60 Newton, maar is 300 grade, so dis daarso. Die 300 grade is van hier af al die pad om tot daar. Hier is 270, wat beteken daai hoekie is 30 grade. So nou gaan ek, en ek sê met hierdie hoekie, is my teenoorstaand, my Y-waarde, en my aangrensend aan die 30, is my X-waarde. So ek gaan hierso sê, cos 30, aangrensend, gaan vir my X, my aangrensend, op 60 Newton gee. Nee? Ek sê weer, kom ek teken hom 'n bietjie groter. Hierdie is 300,
is hierson. Jou peiling van 300 werk van hier af, van 0 af, reg rondom tot daar. Hierdie is 270. So as ek 300 minus 270, dan kry ek 30. En daai 30 grade is hierdie hoekie. En nou is kos my x-waarde, die aangrensende sy. Daarom, hier het ek x bereken met sin, hier bereken ek x met kos. Dis nie moeilik, as jy nie rympies gebruik nie, dan is dit nie moeilik nie. Want jy weet mos wat's aangrensend op skuins, kos. So nou kan ek hierso skryf, my x is 60, kos 30 grade. En omdat ek nou mooi dit uitgewerk het, weet ek dat die y is dan nou 60, sin 30. Kom ek kontroleer myself. Die y-waarde gaan daai been wees, daai komponent, en dit is teenoor die 30 grade hoek. So, teenoorstand op skuins is sin. En, ek het nie vir my plek gelos daar vir die x-waarde nie. As ek hier die x-waarde uitwerk, dan kry ek 60 kos 30 is 51,96 en 60 sin 30 gee vir my 30 Newton, en daai netjie is ook Newton. En nou gaan skryf ek dit in my tabel in. Daarso by die x kom my 51,96 en hierdie is my x-waarde, hy is aan die negatiewe kant van my x-as, so hy moet ook 'n minus wees. My y, daai 60, is positiewe y-waarde. So ek skryf 60, jy hoef mos, ek skryf 30. Jy hoef nie die plus daar te sit nie, maar deurdat ek die plus daar sit, weet ek het mooi gedink, watter moet plus wees en watter moet minus wees. En nee, ons wil nie toevallig die regte of die verkeerde antwoord kry nie. Nou tel ek hierdie getalle bymekaar, 314,08 en 51,96 gee vir my minus 366,04. Ek hoop ek werk om hierdie keer mooi reg uit. En aan die ander kant het ek minus 263,54 en ek moet die 30 daarvan aftrek, so ek kry minus 233,54. En dis al 2 newtons. Maar is my finale antwoord nie so, om die eenheid daar te skryf is nog nie so belangrik nie. Nou weet ek, wat is die grootte van die totale x-komponent en die y-komponent. Nou gaan ek weer vir myself, en ek gaan teken dit. As dit my kartesiese vlak is, dan moet my y minus 233,54 wees. My x is minus 366,04. Wat beteken my resultant gaan daar iewers wees. Hoekom wil ek dit doen? Ek wil sien wat is my waardes, want as ek nou met Pythagoras my resultant uitwerk, resultant is gelyk aan die vierkantswortel van, en hier kan jy die minus uitlos, want die minus gaan in elk geval positief word met die kwadraat, plus 233,54. Hoekom plus ons hulle? Want dis elke keer die kort sy, en as ons dit uitwerk, moet ons 'n groter waarde kry as die grootste een van hierdie twee. En dan gaan ons met tan theta, gaan ons die hoek uitwerk, en die hoek gaan wees van daar af tot hier. Heel waarskynlik as ons nou die x en die y waarde op mekaar sit om die hoek te kry, gaan ons 'n skerp hoekie kry, en dan moet ons 180 daarby tel. So kom ek bereken gou Pythagoras, vierkantswortel van 366,04 kwadraat plus 233,54 kwadraat, gee vir my 400
34,20 Newton. So dit is my resultant se grootte. En dan tan is teenoorstaand. Vir hierdie hoekie is my teenoorstaand my x. So dis die 366,04 op my daai hoekie se aangrensend is die y-waarde van 233,54. En as ek dit op my sakrekenaar sit en onthou om te sê shift, dan, waar kan julle hom lees? 3,04 op 233,54, maak toe die hakkie, en dit gee vir my 'n skerphoek van 57,46 grade, waarby ek die 180 moet tel, plus 180, en dit gee vir my, so ek kan sê, my resultant is gelyk aan 434,20 Newton, en die grade is 237,46 grade, plus 180, om daarby uit te kom. En nou kan ek dit vergelyk met my skets. Ek kry 436 gemeet, en ek kry 200, ook het nooit daai grade neergeskryf nie, 237, kom ons kyk gou, ek kan dit net vergelyk met hierdie 57, kom ons kyk, as ons hom so neersit, baie mooi akkuraat, hier gaan my resultant, en hy is by 60 hier, kan hom daar so mooi neersit, hy is by 59, so hierdie hoek, so is 59 grade, en wat het ek hier onder gekry, 57, so heel waarskynlik het ek 'n foutjie gemaak, 'n klein foutjie, met hierdie parallelogram wat so groot gegaan het, dat my hoek daar nie presies reg is nie, maar hierdie is rarig vir my naby genoeg, ek weet nie van julle nie, ek dink dit is nogal akkuraat. Miskien, nee, as jy vir my die hoek daar aandui, gaan dit goed genoeg wees. Jy kan enige van die hoeke hier, daai ene aandui, of jy kan 'n hoek aandui wat jy van daar af vat tot hier, en dan sê jy dis die 59 plus 180 plus 59 is 239 grade, dit sal baie mooi wees. Verkieslik nie daai hoekie of daai hoekie nie, want ons peiling werk van 0 af, om, wat is dit, kloksgewys, tot by ons resultant of tot by ons krag. En daar het jy dit. So as ek vir jou so kan wys hoe lyk die finale antwoord, dan het ek my grafiese, en ek het my berekening hieronder. Net gou vinnig wie, omdat die berekening nuut is, ek begin heel eerste, is my tabel. Ek gebruik hier so aan die kant, doen ek my rofwerk, en ek teken graag vir my die sketsies, net so dat ek weet presies waarmee ek werk, en wat is my teenoorstand, en wat is my aangrensend. En dan as ek daai twee waardes gekry, dan teken ek vir my resultante skets, met die totale x en die totale y, jy werk jou Pythagoras uit, en jy werk jou hoek uit, en dis altyd goed om 'n finale antwoord te gee. En hier is 20 punte op hierdie een bladsy. Gaan doen moeite met jou huiswerk, dat jy hierdie tegniek, hierdie vaardigheid lekker onder die knie kry.